Goeiedag. Ons kyk weer na hierdie groot werk, dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, die afgehandelde werk aan die kruis. Vir my baie belangrik as ons gaan kyk, byvoorbeeld as na 1 Petrus 1 vers 10, dan skryf Petrus dat die profete in die Ou Testament het hierdie werklikhede nagevors oor die lyde wat oor Jesus Christus sou kom en die heerlikheid daarna. So dis baie belangrik dat daar 'n absolute tydperk waar hy van praat dat daar is 'n heerlikheid na dit wat aangekondig is in die Ou Testament, dat toe Jesus Christus gekom het. Nou dis bietjie waarna ek wil kyk. Ons by 'n vorige geleentheid gekyk om in God se rus in te gaan. Net te weet jy wat, hierdie groot God sê, jy is die appel van my oog. Hy sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sê, as ek dan my seun vir jou gegee het, hoe sal ek nie vir jou alles uit genade skenk nie, Romeine 8 vers 31-32. Hy kom en dan sê hy byvoorbeeld Romeine 5, hy sê dat God het vir ons sy liefde kom bewys. Mense, dis genoeg om in God se rus in te gaan as jy besef, dis wat God vir jou gesê het, maar die hele werklikheid daarvan is dit wat gebeur het in 2 Korintiërs 5 word dit beskryf vers 15, dat hy sê dat God het alle mense in Christus gesit, want die loon van die sonde was die dood, en Christus het vir elke mens gesterf, en hy staan na 3 dae op en hy gee vir elke mens 'n nuwe lewe. Hy sê as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf en hy het vir almal gesterf. Hy sê dan as jy gesterf het, hy sê dan leef jy mos nie meer nie. Hy sê sodat die wat nou lewe, nie meer vir hulle self leef nie, maar vir Jesus. Hy sê vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Sien? So dis baie belangrik, dat ons kan nie net een gedeeltjie van dit glo nie. Hy sê, almal het saam met Christus gesterf, almal het saam met Christus opgestaan, almal het nie gekies om die ewige lewe te hê nie. Dis die belangrikste, dit bly 'n keuse van die begin af. En dit is hoekom ons met mekaar praat, is dat party mense moet dit nog hoor, hulle het dit nie gehoor nie. Volgens Romeine 10 vers 13 tot 15, ek gaan dit nou nie weer sê nie, vers 17, Romeine 10 sê, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God, want alles gaan net oor geloof. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Maar geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. So almal het dit nog nie gehoor nie, dan het baie mense dit gehoor. Efesiërs 1 vers 13 sê, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, dit is die boodskap na die kruis. Hy sê gehoor het. Nou baie mense het dit gehoor. Hy sê maar toe julle dit geglo het, met ander woorde dit aanvaar het, dit jou eie gemaak het. Hebreërs 4 sê, toe jy dit met jou geloof meng, toe jy sê, ek maak dit myne, hy sê, toe word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. So, baie belangrik daarin. Nou, ek wil net weer bietjie gaan kyk, so dis belangrik, al in die Ou Testament is net 'n skaduwee, dis 'n voorspelling na wat Jesus Christus gaan doen. En dit is soos om 'n skaduwee te sit, daar's geen werklikheid in dit nie. Die werklikheid is om in die lig te wandel. Nou, kom ons kyk na Jesaja 35. Ek gaan net vir ons so 'n gedeeltjie lees. Ek is nie baie groot op die opskrifte in die Bybel nie, maar partykeer help dit 'n mens nog bietjie. Die opskrif hier sê, die grootheid en heerlikheid van die regering van die Messias. Jy sien, dan moet ons verstaan, hierdie wys vir ons nou oor Jesus Christus. Dan gaan hy hier, ek wil net kyk, praat van die woestyn, die dorreland sal bly, dan gaan hy verder, dan sê hy vers 3, versterk die slap hande en maak die struikelende knie vas. Sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Hy self, mense, baie belangrik. 'n vlieg wat in 'n spinnerak sit, kan homself nie verlos nie. Is toe God het die mens in beeldnis en gelykenis geskape, die mens oortree, hy mors op. God sê, Genesis 3 vers 15 vir die vrou. Adam staan daar, hy praat nie met Adam nie. Hy praat met die vrou, hy sê, jou saad gaan sy kop vermorsel, die duiwel se kop vermorsel. Jy sien, want hy sê, hy gaan dit kom doen, want
Adam, so goed as wat hy was, in beeldnis en gelykenis, saam met God gewandel, het opgemors. Nou, hoe sal iemand wat dit opgemors het, dit kan regmaak? Jy sien, so nou kom hy nou sê, hy self gaan ons kom verlos, en daarom moes die mens wag tot die kruis. Nie toe Jesus gebore word nie, dis nog deel van die Ou Testament, tot die kruis, die werklikheid van die kruis, want dit is waar God vir ons 'n werklikheid gegee het. Hy sê, dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jebel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. Dit was 'n voorspelling, dit was nog nie die werklikheid nie. Nou gaan ons verder, gaan kyk ons na die mooi gedeelte in Johannes 1, dis vir my baie belangrik is, ek noem dit sommer baie keer as ons regering het 'n baie mooi sê ding, wat hulle sê ons gaan terug na grassroots toe, maar jy moenie, om by 'n werklikheid uit te kom, moet ons nie terug gaan grassroots toe nie, ons moet teruggaan na die begin toe, na wat was God se idee gewees. Wat was God se idee? Dis die werklikheid. Nou sê hy in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dan praat hy nou van Jesus. Ek wil net vir ons die 14de vers lees, dan sal ons verstaan. Vers 13, hy sê, vers 13 net sommer ook, wat nie uit die bloed of die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore is. Hy sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eersgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Jy sien, dit is Jesus Christus. So hy praat hier, hy sê die woord was by God, en hy was in die begin by God. Nou gaan hy verder, dan sê hy, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dan praat hy van Johannes hier, dat hy was nie die lig, en hy moes tot 'n getuienis van die lig kom. Vers 8, hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Maar die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Dan praat hy van Jesus Christus. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom van die wêreld. Nou, onthou het nou gesê, Johannes die Doper moes Jesus aankondig. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Nou kom ons gaan lees hierdie gedeelte in Lukas. Lukas 4 was Jesus nou gedoop, en Jesus is in die woestyn in, en daar was hy 40 dae gewees, en hy word deur die duiwel versoek. Ons ken die gedeeltetjie. Nou kom Jesus terug, en hy doen presies net die regte ding. Hy gaan na die sinagoge toe. En hy kom aan die sinagoge, vers 17, Lukas 4. Hy sê, en die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. Dis waar ek net nou gelees het. Met ander woorde, dit het ek gesê is 'n profesie. Dis 'n skadewee, dit wys heen na die werklikheid, maar dis nie die werklikheid nie. Hy sê, boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. Die gees van die Here is op my. Hier haal hy nou Jesaja 61 aan, baie soortgelyk aan dit wat ek gelees het. Hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om in die gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jy sien, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. 1 Petrus sê, vers 10 en 11 sê, hy sê die heerlikheid daarna. En dit is die tyd waarin ons nou sit. Nou, baie belangrik, hy sê, en nadat hy die boek toegemaak het, en hy dienaar teruggegee het, hy gaan sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Hy sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Met ander woorde, dit is volgemaak. So jy kan hom, dit is 'n werklikheid wat sy top bereik het. Nou kom ons gaan kyk gou wat gebeur verder. Hy praat daarvan nou in Matteus 7 ook, maar nou kom ons gaan kyk gou hierso na Lukas 7. In Lukas 7, ons kyk hierso na Lukas 7 vers 18
Hier gaan oor Johannes die Doper. Nou het ons gesien, daar is die voorspelling na Jesus toe. Johannes 1 het vir ons gesê dat Johannes die Doper was die een wat Jesus moes aankondig. Hy kom hulle vra vir hom, is u die regte een? Hy sê, nee, ek is nie die moeite werd om sy skoenrieme vas te maak nie. Jesus is die werklike een. Nou kom hy, en hy het een werk gehad, en dit was om Jesus aan te kondig. Hy was in die woestyn, en toe moes hy Jesus aankondig. Nou sê hy vers 18, Lukas 7. En die disippels van Johannes het hom van al hierdie dinge berig gebring, en Johannes het sekere 2 van sy disippels na hom geroep, en hulle na Jesus gestuur en gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Kan 'n mens dink dat Johannes die Doper was die een, hy was een werk. Hier verder sê Jesus vir hulle, ons gaan dit nou lees, dat hy was die grootste profeet wat daar was. En hy het net een werk gehad om te doen. Hy doen dit, en hy begin weer met die veroordeling met Herodias en met Herodes, en hy land in die tronk, en terwyl hy in die tronk sit, toe begin hy twyfel. Want en nou kan 'n mens baie maklik sê, weet jy wat, hy twyfel, dit was hom swak van hom, maar hy kon nie, want dit was voor die kruis gewees. Hy kon nie by daai werklikheid bly nie, net soos wat Petrus gesê het, Here, ek sal u nie verraai nie, en Jesus sê, voor die handkraai sal jy my 3 maal verloon, en hy verloon Jesus in elk geval. Jy sien, hulle kon dit nie gedoen het nie, want die sonde was nog in die bloed, hulle was nog in die ou bedeling, hulle was nog in die skaduwee, en baie belangrik om dit te sien. Nou, ek noem hierdie deel, want ek wil so 'n bietjie oor myself ook praat, is dat as ek in 'n situasie kom, dan sê ek vir myself, weet jy wat, Gerry, die Here het jou hier uitgebring. As ek hierdie woord met mense praat, en ek kry teenkanting van mense wat dit nie glo nie, as ek uit die skrif uit praat, dan sê ek, Here, u het vir my hierdie by die woord uitgebring. Ek het nie gegaan en 'n ding gaan uitdink nie. U het hierdie werklikheid, toe ek u aangeroep het, toe het u vir my hierdie werklikheid geopenbaar. En ek het na hierdie werklikheid begin kyk, en dit staan in die skrif, dis in die boek wat u vir my gegee het, dis in my testament geskryf. As daar 'n sterfgeval plaas is, dan word die testament voorgelees. Jy kan nie 'n ander stuk papier gaan lees en sê, dis die testament nie. Nou lees ek uit die Nuwe Testament, en dan sê ek, maak nie saak wat mense vir my sê nie. Ja, 1 Johannes 5 vers 9 sê, hoe is dit dat julle die getuienis van mense glo, maar julle glo nie wat God sê nie? Dit was mense wat nie omgee wat God sê nie, want hulle het hulle tradisie. Jy sien, ek praat nie nou daaroor nie, maar ek wil hê ons moet net op 'n punt kom waar ons glo, as die Here vir ons iets gesê het, moenie daarvan afwyk nie. Al kry jy teenkanting, al land jy in die tronk soos Johannes, moenie daarna kyk nie, kyk na dit wat die Here vir jou gesê het, en kontroleer dit met die boek wat hy vir jou gegee het. Dit is so belangrik, en dis eintlik waarna ek nou wil kyk vandag. En toe hy sê vers 20, Lukas 7, en toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u gestuur en gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En dit was die voorspelling na Jesus. Hy het Jesus aangekondig, né? Nou wat sê Jesus? En in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste, en alle aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan die armes word die evangelie verkondig. Sien dit wat voorspel was in Jesaja. Dis wat Jesus gegaan het in die sinagoge, toe lees hy dit in Jesaja 61, hy sê vandag is dit vervul. Hy gaan nie en sê vir Johannes die Doper dit of dit nie, hy sê vir Johannes se disippels, gaan vertel vir Johannes, die dinge gebeur klaar. En dit is net, as ons vasbly by dit wat die Here vir ons gee, dan sal ons nie die kant, hy sê, dan sal ons nie meer soos golwe wat heen en weer geslinger word deur elke wind van lering nie. Baie, baie belangrik. Kyk wat sê hy vers 27. En nou begin Jesus vir hulle praat aangaande Johannes, en nou sê hy vir hulle in vers 27, dit is hy van wie daar geskryf is, kyk, ek stuur my boodskapper voor my aangesig, wat u weg voor u uit sal reguit maak,
Want ek sê vir julle, Jesus sê, ek sê vir julle dat die wat onder vroue gebore is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van God is groter as hy. Met ander woorde, Johannes die Doper was die grootste van die ou bedeling, van die natuurlike, van die vlees, waar die sonde in die mens geheers het. Hy sê, maar die kleinste in die nuwe werklikheid na die kruisiging, is groter as wat Johannes die Doper is. Die kleinste geestelike werklikheid is groter as die grootste natuurlike of vleeslike werklikheid. Mense, dis baie belangrik. So eerder 'n bietjie van die gees as wat jy baie van die verkeerde het. Nou kyk byvoorbeeld in Lukas 16, net om vir ons te wys dat ons moet aanbeweeg en ons moet seker wees wat ons weet. Ons moet seker wees van ons weet in hierdie testament van ons, want ons testament sal maak dat jy erf. Jy kan nie in 'n ander ou se testament of uit 'n ander ou se testament erf as jy nie in die testament genoem is nie. Maar Jesus het gekom en hy het vir ons 'n nuwe testament gegee. So ons gaan niks uit die Ou Testament erf nie, maar ons sal wel uit die Nuwe Testament erf. Hoor wat sê hy in Lukas 16 vers 16. Die wet en die profete was tot op Johannes. Van toe af, mense, dis mos duidelik, dit is iets wat gekom het van die begin tot hier. En hy sê van toe af word die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, die evangelie van die koninkryk van God verkondig en elkeen dring met geweld daarin, want dit is die werklikheid, dis die nuwe lewe wat gekom het. Weet jy, ek het in my lewe het ek so gestaan en ek het as kind het ons 'n mooi liedjie gehad, 'n halleluja liedjie, daar's 'n dierbare kruis, hy gaan so waar my heiland bewys. Dis die nakruis boodskap. Dis 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 21 wat ek sê die evangelie in 'n neutedop is. Hy sê daar's 'n dierbare kruis waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly. Tot die stryd hier benee is volstry, tot ek eens in die hemel sal woon. Daar verander die kruis met 'n kroon. En ek het bietjie in die vorige lering daaroor gepraat. En ek het dit as kind het ek dit nou, ek kon nie mooi sing nie, so ek moes sangperiode papiere optel. En dan stap ek, dan sing die kinders daai ding, dan loop die trane. En eendag toe ek nou groter word, lang storie kort, sê ek vir my vrou, julle moet eendag hierdie liedjie moet julle op my begrafnis sing. Dit is vir my so mooi en ek word hartseer, en toe ek die evangelie begin sien, en ek sien die vervulling van die kruis, en toe besef ek dat daai liedjie is vandag in my hart vervul. En ek hoef nie te wag tot ek doodgaan voor daai liedjie gesing word nie. Ek kan hom vandag sing. Daar's 'n dierbare kruis waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Mense, hy gaan aan. Dis 'n baie mooi liedjie, gaan lees hom. Maar ek het so verlange gehad. Ek was vakhoof Bybelonderrig. Ek was diaken gewees. Ek was departementshoof Bybelonderrig. Van al die goed geken, maar ek was nog steeds onvervuld. En toe kom 'n oomie daarin, die eerste persoon wat ek in Sekunda leer ken het, vir 13 jaar nie gesien nie. Ook soos Johannes die Doper moes ons geskei gewees het. En hy kom en hy bring vir my hierdie evangelie. En dit is absolute so groot werklikheid. Toe ek hom die eerste keer sien, toe onthou ek nog die ou laaste grappie wat hy my vertel het. En ek wil dit vir hom nog terug vertel en hy sien dis ek, hy het nie geweet ek is daar nie. En hy steek sy hand op, hy sê genade en vrede vir jou broer. En ek dink, Here, dis wat ek al die jare wil gehad het. Jy het dit vir hom gegee. Ek wil dit ook hê. Jy sien, as jy nie 'n begeerte daarvoor het nie. En ek sê, Here, ek wil ook daardie werklikheid hê. En dit is absoluut daardie werklikheid. Die Here sê, hy sal jou die begeertes van jou hart bekend maak. En nou het ek by die werklikheid uitgekom. Nou probeer ek om vry te kom van my onwerklikhede. En toe gaan ek gaan lees. Mense, ons moet besef, as die Here jou geroep het, as die Here iets gedoen het, dan werk dit. Dan wil ek vry word, dan gaan kom nie. En ek sit en ek sukkel daar en ek gaan lees Johannes
8 vers 32, ken die waarheid en die waarheid sal jou vry word. Moenie jy probeer vry word nie. Ken die waarheid en die waarheid sal jou vry maak. Dan gaan hy in die 36ste vers Johannes 8, dan sê hy, en as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ek sê, Here, ek soek daai vryheid. Ek sit en ek sit met baie dinge in my lewe wat verkeerd was en ek wil daarvan ontslaa raak en ek wil skoon kom daarvan, maar ek sukkel, ek kom nie skoon van die goed nie. En ek lees eendag hier Johannes 15, ek is die ware wynstok, my Vader die landbouer, elke loot wat in my nie vrug dra nie, die neem hy weg, hoor mooi, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Maar hy sê, bly in my, soos ek in julle. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ek sê, Here, ek steek my hand op, ek sê, U gaan my skoon maak, hier is ek. Maak my skoon van hierdie onwerklikhede. Ek gaan net op U fokus. Ek gaan op U fokus en U gaan vir my vry maak. Dan kort ek nou, dan sien ek finansiëel, dan loop dit verkeerd, dan sê ek, vir my vrou, gaan gee 'n checkie bietjie by die kerk in, plaas geld van die kredietkaart af oor na die checkrekening toe. Want jy sien, as ek 'n check ingee, dan is my naam daarop. As ek net kontant ingee, dan is Jan van Riebeeck daarop. Jy sien, so, dan sal hulle dan weet, die dominee sal allemaal 'n goeie woordjie vir my maak. En ek begin my testament lees en ek sien, 1 Korintiërs 15 vers 19 sê, hy wat net na die natuurlike op Christus hoop, het die elendigste van alle mense geword. Ek sê, Here, ek moet mos nou weet, dat U het my geroep vir die geestelike, nie vir hierdie onwerklikhede nie. En dan het ek daai verlange in my, en dan sien ek die mense by die kerk, wat so betrokke is by die kerk, dan dink ek, wanneer gaan ek ook so kan wees, so raak gesien kan word. En ek lees Efesiërs 2, in my testament, 2 vers 19, hy sê, daarom is julle nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Ek sê, Here, ek het U mos aangeneem, U is my Vader, ek is U kind, ek is 'n huisgenoot. Sien wat sê my testament van my, wie is ek en waar sit ek? Hy sê Kolossense 3, sê, as julle dan saam met Christus opgewek het, soek die dinge daarbo, nie die dinge wat op aarde is nie. Hy sê, want julle lewe is saam met Christus verborge in God, vers 3. Ek sê, Here, nou wie kan by my uitkom, as my lewe saam met U verborge in God is, so 'n groot werklikheid. En dan dink ek aan, dan dink ek, joeg, maar nou sit ek en ek bid, en nadat ek gebid het, dan dwaal my gedagtes weer bietjie, en dan begeer ek weer hierdie ding, en dan dink ek, nou gaan lees ek in my testament, hier in Hebreërs 9, dan praat hy oor die vers 7, van die hoëpriester, wat in die tweede, die tabernakel ingegaan het, eenmaal in 'n jaar, nie sonder bloed nie, wat hy geoffer het vir homself en vir die sondes wat die volk uit onwetendheid begaan het. Joeg, dalk het ek 'n fout gemaak. En ek lees verder, en hy sê, nee man, hierdie was, vers 10, net 'n beeld, nou die oog op die teenwoordige tyd, waarin gawes en offers gebring word. Hy sê, omdat dit bestaan uit verskillende wassinge en vleeslike verodderinge, vers 11, maar Christus wat opgetree het, jy sien, Christus, as 'n hoëpriester van die toekomstige weldade, van die kruis af aan, weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan het, en in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Dankie Here, dat ek deel het aan hierdie verlossing, omdat ek U aanvaar het, as my lewe. En nou gaan ek nie meer, en ek sing, moet ek gaan met leë hande, moet ek my Heer ontmoet, nie een siel gelei na Jesus nie. Ek hoef dit nie meer te sing nie. Ek hoef ook nie weer te gaan sing, dat uit dieptes gans verlore, redding ver vandaan, want ek het gelees, redding het 2000 jaar terug al reeds vir my gekom. Ek hoef ook nie te sing, nader al nader, nader aan die Vader, nader wil ek wees, want U is dan in my, hoe naby wil ek wees, maar ek kan sing, blye versekering, Jesus is myn.
Dit is die evangelie, die goeie nuus. Moenie soos Johannes die Doper twyfel en in 'n onwerklikheid beland nie. Amen.